Hallo, welkom by Nampo Kaap. Ek het hier in Christopher Havenga vasgeloop, 'n man wat ek al, ek dink my heel eerste onderhoud dalk moontlik by 'n Nampo hier by hom gedoen het. Ek gaan 'n bietjie vir hom ernstige vrae vra. Ons het al baie oor die Borana gepraat, maar hierso gaan ons nou die ding vra soos hy is en dan gaan vir hom 'n bietjie reguit vra. Waar staan hulle? Hoe lyk hulle dinge? En hoekom jy moet kyk na die Boran as jou stoet en kommersiële opsie. Christopher, hoe gaan dit? Hey, Tien, is goed met jou man? Nee, baie lekker om jou in die Kaap te sien weer. Lekker, maar ek moet vir jou sê hierdie weer vir die plek is 'n challenge. Maar dat is lekker. Amper soos die ekonomie. Ja. Christopher, kom ons spring. Ek gaan sommer met die huis in die deur inspring. In Suid-Afrikaanse besigheidsbedryf gaan dit op hierdie stadium redelik moeilik. Dit gaan met baie is moeilik. In die stoetbedryf veral met die Borana gaan dit goed. Maar op die einde van die dag lê die waarde in die kommersiële boer en dit wat die kommersiële bees vir jou kan lewer. Ja. Ek weet julle doen baie navorsing, baie goeders, maar waar staan die Boran? Wat doen julle? En ek weet julle sê julle is die moederkoei van Afrika. Is dit al of wie glo jy werklik dat die kommersieel die waarheid is? Tien, het beslis ja. Jy weet as ons behoort in hierdie intellect benchmarking groep wat onafhanklik is van alle rasse. Ek dink daar staan so by die as ek reg is 92,000 koeie in hierdie groep en waarvan ons die Boran teelers aanspoor om in hierdie groep te behoort en ek dink ons is so 11 teelers wat tans in hierdie totale groep in is en as jy kyk wat die resultate wat besig is om uit te kom na 2 jaar se data wat ingesamel is, kan jy duidelik sien dat ons baie goed presteer in daai stelsel want dit is verskillende rasse, dit is nie net suiwer rasse nie, dit is ook kruisrasse wat in daai stelsel is. En daar staan die Boran, ons het derde gekom in een van ons teelers wat winsgewendheid betref. So die koei het weet 'n mens sê die slogan God's gift to cattlemen en miskien is dit baie keer dalk 'n bietjie arrogant om dit te sê, maar hier het ons dit bewys dat ons is regtig 'n koei wat die werk kan doen, die masjien kan wees op die plaas en wat winsgewend vir jou kan kilogram per hektaar speel, want dit is waaroor dit gaan. So baie mense sal sê ek het 'n 300 kg kalf gespeen. Maar hoe volhoubaar is hy 300 kg elke jaar? So om terug te gaan, moet jy gaan terugwerk na jou kilogram vleis per hektaar gespeen. En dis waar die Boran koei baie sterk is. Sy lae onderhoud, sy speen vir jou baie aanvaarbare kalf en jy kan meer koeie per hektaar aanhou en op die einde van die dag meer kilogram speel. So ons is baie opgewonde in die rigting waarna ons beweeg. Dit gaan soos jy sê, dit gaan baie goed in ons stoetbedryf. Ons is gesond, ons het 'n goeie platform waarop ons hardloop met kwaliteit eerstens. Ons kan ook net aanraak om sê dat alle bulle wat van 2022 gebore is wat nou tans gekeer word, sal almal die diamant brandmerk sê skof hê. So ek wil die kopers daar buite en die manne daar buite die beesbore aanraai. As jy 'n Boran wil koop, gaan kyk vir daai brand, die diamantbrand. Maak seker hy's op die skof, want dit gee daai kwaliteit, dit waarborg kwaliteit vir jou en dit gee vir jou dat hy gekeer is deur 'n senior keerder in die ras as ook in al die rasstandaarde voldoen. So dis die rigting waar ons beweeg. In die kommersiële kant wil ek sê is ons baie gefokus nou op ons kommersiële boere om ook seker te maak dat dit wat hulle doen, dat dit volhoubaar is. Enige ding kan werk, maar dit moet 'n volhoubare termyn voorgaan en as ons kyk hoe ons aanvraag vir kommersiële diere optel, die vroulike diere, is dit ongelooflik. So dit wys ons produk werk daar buite. Ja. Christopher, ek gou vinnig vas staan by 'n ding wat my nog altyd maar pla. Dit is so 'n dier wat so goed van die veld af begin wat ek het al hoeveel toetse by tikkies en waar hulle daai voerkraal toetse hardloop saam met studente en so en dan sien ons dit ding doen, maar dit maak en dan kom jy by hoorie maar daar sê hy sukkel in die mark en so en wat moet verander in Suid-Afrika dat beesboere soos die res van die wêreld eerstens kan uitvoer dat ons by die res van die wêreld sin maak en deel word van 'n ding wat sin maak, want dit voel nie vir my ons stelsel vir my lekker sin maak nie. Dit is beslis so. Jy weet ons eerstens moet ons vleis stelsel, ons klassifikasiestelsel moet ons verander. Ons is die enigste land in die wêreld wat hardloop op waar ons tans is. So dit is iets wat definitief ons graderingsstelsel moet verander. Ons kan nie meer daar aanhou waar ons is nie. En ek dink dit sal meer druk. Ons gaan definitief
die rasse en die beesbedryf gaan meer druk op die regering om hierdie ding te verander, want dit gaan nie net oor 'n ras of oor wat nie, dit gaan oor totale die gehele beeld van die bedryf. Dit maak tog iets in die hele wêreld op 'n sekere graderingsstelsel werk en uitvoer en ons het 'n ander stelsel. Ek verstaan nie hoekom ons daar is nie, Tinus, en jy weet, en dink is iets wat ons definitief ook van ons kant af wil graag laat verander, en ons gaan definitief druk sit op die regering en almal, al die rolspelers om hierdie ding definitief in 'n rigting te druk. Ons kan nie so aangaan nie. En dan, weet, die Boran is 'n ras wat jy soveel geld kan maak, meer in jou sak maak as om hom net direk te speen en aan die voerkraal te verkoop. Ja. En ek dink dis waar regtig, ek dink 'n baie sterk meer winsgewendheid in ons ras in lê. As jy daai kalf kan vat en jy kan hom net 'n bietjie longwie na 280-300 kg. Jy sit hom in die voerkraal en jy rond hom self af. Tinus, dis 'n bewys deur hierdie benchmark groep. Dat as jy daai som gaan maak van direk speen, jy kry maar net R6.000 of R7.000 in jou sak, en jy vat hom net 'n bietjie verder en jy rond homself af, is daar definitief meer geld in die boer se sak as om hom direk te verkoop net na speen. En dan die ander sal ek sê uitdaging dink ek in die totale beesbedryf, en waarna ons ook sterk kyk is om markte buite die Suid-Afrikaanse mark te kry om uitvoere en goed, sodat jy meer 'n premie vir jou produk kan kry. So ek dink die hele bedryf, die hele beesbedryf is besig om eintlik na een kant toe te gaan, en ek dink ek is half opgewonde om te sien wat gaan in die volgende 5 jaar gebeur aan die totale beesbedryf. Ja. There comes a shake, dit gaan gebeur, ek beloof jou. Ja, ek dink ons sien in ons hele politieke situasie sien ons ook John Steenhuisen wat regtig hard druk en dinge wil verander. Ek weet hulle is besig om Back & Claw uit te sorteer. Hy sê hy gaan dit uitsorteer, en dis alles goedjies wat vir ons die buitelandse mark oopmaak, en as die buitelandse mark oopmaak, dan moet ons tog ons graderingsstelsel en ons goedjies kry dat dit sin maak. Laaste ding, ek dink ek het amper vergeet. Julle het so 5 jaar, 6 jaar terug klaar gemaak met 'n DNA-stelsel, getoets en gekyk hoe ver die Boran ook lê van ander genetiese rasse, van daai basterkrag. Heterose waarvan ons al gepraat, is ongelooflik belangrik vir die ouens wat terminaal wil kruis, of dalk net in kommersiële kudde seker maak ons altyd daai tipe basterkrag wat rondhang. Hy lê ongelooflik ver van die ander rasse af, en dit is iets wat julle trots is en eintlik nog 'n bietjie harder op kan druk. Ons het laas week het ons vergadering gehad met Stamboek, en ons het nog ons weer gepraat oor daai genetiese daai klatter wat jy doen. So as jy kyk waar die ander rasse redelik baie naby mekaar lê, het die Boran heeltemal weg. En dis hoekom jy kan hom kruis van 'n Dexter af tot met 'n limousine. Dit werk. Die konsep werk omdat ons so ver geneties van mekaar af is. En dit is die voordeel van die Boran as jy hom gebruik op enige ander ras. Bring hy net daai diepte, hy bring daai vetmeerlegging, hy bring daai gehardheid, langlewendheid, melk. Ons is 'n vleisras, ons produseer vleis, en dit is waaroor dit gaan. So ja, dit is die waarheid dat ons weg is van ander rasse, en dis hoekom hy so lekker kruis met enige ander ras wat jy hom op gebruik. Om vir jou regtig 'n baie goeie F1 vroulike dieeteel waarmee jy volhoubaar kan boer. Ja. Christopher, altyd lekker om jou te gesels. Dankie dat ek so eerlike reg het jy kan gesels en dat jy dit so hard kan antwoord. Ek waardeer dit. Dankie Dinus. Nou, soos hulle sê, uit die perd se bek uit, en ja, ek dink ons land is in vir 'n goeie tyd, en ek dink die volgende 5 jaar gaan dinge in die beesbedryf en ek dink in landbou baie verander, en ons sien ook uit hoe ons almal saamwerk met die nuwe dinge in die land. Tot 'n volgende keer, totsiens.